Welkom by week 2 van ons reeks Vryheid om te volg. Met die oorse tema vandag ontdek jou aandeel en ons gesels spesifiek vanoggend oor die gedagte vryheid groei wanneer jy weet waar jy hoort. Ja, en ek dink baie keer mense het hierdie konstante gevoel van ek is nie goed genoeg nie. Verseker en die sosiale media maak dit definitief nie vir ons makliker nie, want ons kyk die hele tyd na iemand anders se sukses, iemand anders se gawes en iemand anders se lewe en dit laat my eie lewe eintlik baie klein voel. En dit is nogal interessant hoe vergelyking een van twee goed doen. Of jy voel minderwaardig of jy voel superieur. Ja, en ek dink albei bind ons, want albei maak dit oor onsself. En ek dink die evangelie skuif die vraag van is ek genoeg? Na waar pas ek in? Paulus gee vir ons die voorbeeld van die kerk wat as een liggaam is. Wil jy nie vir my meer verduidelik wat hy daarmee bedoel nie? Ja, ek dink ons almal hou baie van die beeld wat Paulus gebruik in Efesiërs 1 en 1 Korintiërs 12 waar hy praat van die kerk as die liggaam van Christus en waar hy verduidelik wat ons elkeen se doel en funksie binne die liggaam is. Ons kan nie almal 'n hand wees nie, want hoe sal die liggaam dan sien? Ons kan nie almal 'n mond wees nie, want hoe gaan die liggaam kan doop? Wanneer ons elkeen ons eie unieke aandeel begin ontdek, dan funksioneer die liggaam gesond. Maar die teenoorgestelde daarvan beteken die liggaam is eintlik maar net 'n fratstoneel. En ek dink ons almal het op 'n stadium gesukkel of sukkel nog steeds daarmee as ek net soos daai persoon kan wees. As ek net daardie persoon se gawes kan hê. Maar eintlik het die Here ons so uniek gemaak en geskep en ontwerp sodat ons nie iemand anders hoef te wees nie. Ja, en ek dink dis wat bevrydend is hiervan. Ons hoef juis nie iemand anders te wees nie. Ons hoef net getrou te wees aan dit wat die Here ons gemaak het om te wees. Met ander woorde, die Here het ons so doelbewus geskep en ontwerp. Byvoorbeeld hy het vir ons eie gawes gegee, ons eie persoonlikheid, ons eie passies, selfs ons stories. Dis nie alles net toevallig nie. Definitief. Ongelukkig is ons geneig om ons self die hele tyd te vergelyk met ander en ek dink dit steel baie vreugde. Die Engels het 'n uitdrukking wat sê comparison is a thief of joy. En ek dink dis van toepassing op ons roeping ook, want ons verloor ons vermoë om bly en dankbaar te wees vir die deel wat die Here vir ons gegee het, ons unieke aandeel om daarvoor bly te wees. Ek stem saam en dit maak nogal ook dat ons nie konstant in iemand anders se baan hardloop nie. En dan mis ons die goeie werke waarvoor God ons eintlik bestem het, soos wat Efesiërs 2 vers 10 van praat. Ja, daai vers sê eintlik dat ons God se handewerk is. Dit is amper soos om 'n meesterstuk te verduidelik of iets wat baie intentioneel gemaak is. So ons het nie net alleen waarde nie, maar ons het ook 'n baie spesifieke doel. Dink jy mense wag dan vir hierdie groot openbaring om hulle roeping te ontdek? Of 'n dramatiese roeping? Of 'n massiewe oomblik wat dit dalk vir hulle bekend sal maak? Terwyl roeping eintlik maar net 'n eenvoudige gehoorsame stap is en jy moet net begin beweeg. Verseker so, en ek dink dit bring ons dan nou ook by die volgende punt, dat gawes genade eintlik net genade is. Romeine 12 praat baie duidelik daarvan. En ek dink, dis seker een van die belangrikste dinge om te onthou as jy jou vryheid in jou aandeel wil ontdek. So met ander woorde, die gawes is nie net myne nie. En dit is ook nie net uit 'n verdienstelike kant gekry nie. Maar is eintlik 'n geskenk uit God se hart. Seker, gawes is nie vir ons eie ego nie, dis nie trofees wat ons op uitstallings sit nie. Dis is eintlik meer soos 'n stuk gereedskap wat die Here in ons hande sit om ander daarmee te dien. En dit is wanneer jy waarlik in jou vryheid begin stap, in jou roeping. Wanneer mens dan oorvloei om ander te begin dien. Dan die gawes is nie net vir my nie, maar is eintlik vir ander. Presies. Dis ek dink hoekom baie mense nie vryheid in hulle eie aandeel het nie, want hulle probeer betekenis kry vanuit
goed soos erkenning, sukses, applous. Maar vryheid in ons aandeel in die liggaam begin eintlik wanneer ons nie erkenning probeer soek deur ons gawes. Wat dink jy daarvan dat mense dink hulle moet dalk dien uit skuld uit? Of wat is hulle gawes wil gebruik vir goedkeuring? Met ander woorde, as ek genoeg dien, dan is ek waardevol. Ek dink is baie keer omdat ons nie self ons identiteit verstaan en nie in vryheid dien nie. So 'n gesonde identiteit in die Here maak dat ek my gawes gebruik en dien vanuit vreugde, vanuit sekuriteit, vanuit liefde, nie om iets te probeer bewys nie. En dit is dan wanneer ons vryheid in ons aandeel geniet. Want jy ook wonder of ek genoeg is, en jy leef eerder nou met die vraag, waar wil die Here my gebruik? Ek dink mense wag vir die gevoel van ek is nou gereed, voor hulle begin om hulle roeping uit te leef. Maar groei en vryheid gebeur net elke keer wanneer jy dit begin doen. Ja, jy ontdek verseker nie jou roeping om daaroor te dink en te wonder nie, maar soos wat jy begin betrokke raak. En miskien is 'n goeie vraag vir die week, waar voel ek die meeste lewendig? Passievol. Want baie keer lê daar leidrade daarin rakende my roeping. Kan ek vir ons bid? Asseblief. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om net weer te kan besef hoe wonderlik en hoe uniek ons gemaak is. Here, maak ons asseblief vry van die gevoel van nie goed genoeg nie. Maak ons vry van vergelyking. Help ons om te besef dat ons elkeen 'n meesterstuk in U hande is, Here. En dat U 'n wonderlike storie met ons elkeen se lewens wil skryf. Dankie vir unieke gawes wat U gegee het vir elkeen. Dankie vir ons eie unieke persoonlikheid. Dankie vir passie wat U in ons harte sit rondom 'n klomp goed, Here, wat die potensiaal het om hierdie wêreld te kan verander. Help ons om dit te ontdek, maar nie net te ontdek en wow te sien nie, maar om daarin te begin leef. Help ons om tot aksie oor te gaan en ons aandeel in die liggaam uit te leef, sodat U naam daardeur verheerlik kan word. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Dan wil ek u uitnooi om in ons wonderlike boekie Vryheid om te volg, bladsy 22, dis 'n klein groep besprekings en dan begin ons dagstukkies vir die week. En ek wil u regtig uitnooi om daardeur te werk tot ons mekaar weer sien Sondag.